Goeienaand en welkom weer by PPK Delma se Woensdaande Bybelbespreking. Pastoor en Mario, ek is bly om julle te sien. Ja, nee, ons is weer terug vir nog 'n jaar en ek dink kan baie lekker wees om 'n paar mooi lekker temas uit te haal. Maar voordat ons aangaan, Hendrik, moet ons seker net vir die mense sê voorspoedige nuwe jaar en mag God se ryklike seën op elkeen wees. Ja, absoluut. Mag dit 'n geseënde jaar vir elkeen wees en ja, ek hoop om hierdie jaar kyk om 'n bietjie meer interessante dinge aan te pak met hierdie Bybelbespreking. Ek het amper gedink jy gaan nou sê jy wil meer vis vang, moet sê. Ja, ons moet dalk een keer 'n bietjie Bybelbespreking al langs die dam hou, kan interessant raak. Kan interessant, mooi agtergrond, né? Ja, maar En nou hierdie man wat so stil is, het hy sy tong ingesluk hoor. hy sê nie vir mooi genoeg. Ja, maar so ons eerste onderwerp vir die jaar om mee af te skop en wat eintlik vir my interessant was toe ek hieroor gedink het, is dit sluit vir my half ook aan by wat ons mee afgesluit het, is want ons het oor die wapenrusting gesels. En ek dink dit begin daarby pas. Ek dink dit gaan 'n interessante enetjie wees vanaand en die onderwerp is hoe moet 'n Christen optree in tye van versoeking of selfs ook in geestelike oorlog. Ja, dit is 'n baie interessante onderwerp wat gekies is deur Mario. Hy gooi ons baie keer met sulke lekker interessante antwoorde. Maar ek dink ons moet vanaand ook begin en vra, weet jy, in tye van swaar kry, in tye van stryd, soos ons sê, geestelike oorlogvoering of wat, moet jy self eers, ek dink die vraag vra, wie is jy? En wie is jy in Christus? Verstaan? Ja. En ek dink dit is altyd vir my die starting point in alles is, wie is jy in Christus? Besef jy wie jy in Christus is? En wanneer jy besef wie jy in Christus is, dink ek, het jy daardie moed, jy daai motivering vir dit wat voor jou lê. Veral as daar stryd is. Dit is maklik om moedeloos te word en te wil sê, ek kan nie meer nie. En daarom dink ek, Josua 1 vers, hoofstuk 1 vers 9 is vir my so mooi, waar die Here sê, moenie bekommerd wees nie, moenie beangs wees nie, want ek is met jou. Want uit op daai stadium dink ek ook besef, wie hy in Christus is. Absoluut. En ek dink dit het hom gehelp, want sy identiteit, alles het hy in Christus ontvang, wat het vir hom, ek wil amper sê, nie makliker maak nie, jou lyding gaan dieselfde wees, maar het gee hy gemoedsrus om te weet wie met my in hierdie stryd is. Ja, absoluut. En ek dink 'n ding wat eintlik mense moet mee gerus stel om mee te begin is, ek dink veral dalk mense wat nie tot bekering gekom het, nuwe Christene en tye van beproewing kom, mense moet besef, jy's nie gevrywaar van dit nou dat jy 'n Christen is. Glad nie. En dit is ook niks fout met jou of met jou geloof as jy in tye van beproewing kom of in swaar tye beland nie. Dit is nie as gevolg van noodwendig oor jouself dat jy iets verkeerd gedoen het of sulke goed nie, of jy as persoon nie. Dit gebeur met ons almal, wat ons almal tye van versoeking moet deurgaan, want soos wat pastoor ook sê, dit help jou om geestelik te groei, sterker aan die ander kant uit te kom. En ek wil ook net sê, want hoekom ek dit wil sê is, daar's 'n evangelie wat verkondig word van maanskyn en rose. Prosperity, kom ons noem dit nou. As jy tot bekering gekom het, gaan jy nie ryk wees nie, jy gaan nie net gesond wees nie, jy gaan nie net alles goed gaan nie, daar gaan tye van beproewing kom, en ek dink dit is belangrik vir ons as kinders van God om dit te besef, en ook te weet, dit is daar vir ons om geestelik te kan groei. En dit is wat jy kan sê, ek moet weet wie ek in Christus is, en wat my gesagsposisie in Christus is. Ja. Dis baie belangrik. En wanneer ons gesagsposisie in Christus is, weet ons met wie ons wandel, en wie ons hoop in hierdie tyd bring. Absoluut. En jy weet so stil is, Mario? Nee, ek luister net om, ek luister en leer. Luister en leer. Nou, Mario gee een van jou punte. Ek het gesê, belangrik is om te weet wie in Christus is, jou gesagsposisie in Christus. Wel, ek het ook 'n punt van 'n bietjie, dit klink dalk 'n bietjie morbied, maar in is sekere sin gee dit jou 'n bietjie hoop, is dat lyding is partykeer nodig. Soos wat Paulus geskryf het in
Romeine 5 vers 3. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek vir volharding. So, Paulus sê vir ons dat swaar kry is nodig vir ons om te groei. En ek dink persoonlik die lewe sal leeg wees sonder enige swaar kry, want swaar kry maak ons groei, dit maak ons beter. As jy kyk na Paulus se lewe en alles wat Paulus deurgegaan het, dan sien jy hoeveel hy gegroei het deur sy swaar kry. En ek dink wat jy sê is waar, Mario. Ons as Christene moet deur 'n groeiproses gaan. Ons moet kan val, opstaan. Want wat gebeur? Elke slag wat in ons God se hand in hierdie tydperk van swaar kry sien, hierdie van beproewing kry, sien ons ook die uitkoms wat hy gee. En dit laat ons geloof sterker word wanneer ons weer deur hy kom. Ek meen, vat die disippels. Almal behalwe Johannes het nie 'n baie rooskleurige lewe gehad nie. Hulle het stryd gehad. Ja, maar selfs Johannes, ek meen, hulle het hom probeer doodmaak. Die Here het hom net beskerm. Yes. Ja, en nie dat hy die ander beskerm het nie, maar ja, hy het 'n spesiale taak vir Johannes gehad om na sy moeder te kyk. En ons kan later oor dit gesels, maar om geestelik te kan groei, moet ons deur stryd gaan. Anders word ons lou, man. Openbaring sê dit, nou dan met julle lou spoeg ek julle uit. En ek dink dit is baie keer die geval met soveel Christene. Hulle het lou geword en hulle wil God as 'n noodwiel gebruik. Wanneer ek in die moeilikheid is, nou moet God kom help. Nou kom ek kerk toe. Nou aanbid ek God. Ek gaan op my knieë en God moet deure vir my oopmaak. En as dit goed gaan, dan spoeg ons weer die Here eenkant en sê, nee, dis nie wat en hoe geestelike groei werk nie. Absoluut, en ek het ook 'n skrifgie wat so mooi aanpas by Mario se skrif, en dit is Jakobus 1 vers 2 tot 4. En ek gaan dit nou nie in die 53 lees nie. Wat sê ek, ag het 'n loutere vreugde en al daai mooi Afrikaans het besluit. Kom ons vat 'n bietjie 83. Hy sê, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. So die een ding wat ons moet doen wanneer ons versoeking of deur beproewing gaan, so die 53 soos moet dit 'n loutere vreugde. So toe hierdie vraag gestuur is, dit was die eerste gedagte hoe ons moet optree wanneer ons deur beproewing gaan. Dit was my eerste gedagte gewees wat my opgekom het. Ons moet dit 'n loutere vreugde. Hoekom? Ek dink vir wêreldse mense maak dit nie sin nie, want hulle besef nie God se plan met ons nie. So dit is vir hulle dalk bietjie snaaks, maar vir ons as kinders van God besef ons, omdat ons al deur beproewinge gegaan het, en ons kyk terug, dan sien ons God se hand daaroor, ons sien hoe ons geestelik gegroei het, ons sien wat ons daaruit geleer het, en ons leer om te volhard, en ons leer om geestelik te groei tot volwassenheid, en ek dink dit is hoekom ons dit 'n louter vreugde moet elke keer wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, want ons weet ons gaan aan die ander kant sterker uitkom. Nie net dit nie, ek sê, ons almal moet 'n woestynondervinding hê, soos met Jesus Christus, en in die woord sê die Heilige Gees het Jesus Christus in die woestyn ingeneem. Daar was hy in beproewing, daar was hy in versoeking, daar het hy liggaamlik honger gehad, dors gehad. So, ewen Jesus Christus moes deur daardie beproewing gegaan het, om dan die oorwinning te kan gee, en wat vir my en jou dan die sleutelposisie gee. Want jy weet, as Jesus die oorwinning gekry het, die oorwinning oor die dood, die oorwinning oor die lewe, dan weet ek mos wie ek is in Christus. En dit gee my daardie standvastigheid. Dit gee my daardie hoop in stryd. En ek wil vir jou, en dit sluit so mooi aan Jakobus, dit lyk my Jakobus is een van die sleutel teksversies, of hoofstukke, of boeke in die Bybel, wat hy vir ons die volgende sê, Jakobus 4 vers 7, ontwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle af wegvat. Met ander woord, in hierdie beproewing, hierdie swaar kry, wat doen baie mense? Eerste vraag wat hulle vra, hoekom straf God my? Ja. Kom ons wees vanaand baie eerlik, wanneer het swaar gaan, wanneer ek, en ons het so mooi getuienis Sondag in die gemeente gehad oor Johan, en daai stryd wat hy was, en onmiddellik toe hy God se aangesig soek met alles, wat doen God? God gee hom
daardie opening, daardie geleentheid. En hy het so mooi kom getuig. Wat het gebeur? Sy geloof is in Christus versterk. Met ander woorde, hy het gekom en hy het gesê, ek kan niks doen nie, maar ek weet, hy het hom onderwerp aan God en God se gesag. Wat het God gedoen? God het uitkoms gestuur, God het hoop gegee. Amen. En ek dink ook, as mens deur daai eerste beproewing gaan en al daai goed en jy sien hoe die Here vir jou deurkom en ek praat uit my eie lewe uit, dan is dit soveel makliker om na omstandighede te begin kyk uit 'n ander perspektief uit. Ons ag dit dan 'n loutere vreugde, nie omdat ons die pyn of die seer geniet nie. Ons ag dit 'n loutere vreugde. Ek kyk nou na omstandighede anders. Ek kyk, wat kan ek hieruit leer? Wat wil die Here my hieruit leer? Wat wil hy hierdeur doen? Baie kere staan jy verstom hoe God goed vir jou deur laat kom en wat vir my wonderlik is van dit alles, wanneer jy deur daai beproewing gegaan het ook, soos nou met die getuienis, en jy sien hoe God vir jou deurgekom het, groei dit jou geloof, en nou begin jy op God vertrou, en jy sien hoe kom hy vir jou deur, en wanneer die volgende keer kom, weet jy God gaan weer vir jou deurkom, en jy vertrou op hom, en so groei jy, waar jy naderhand, as jy in hierdie moeilike tye kom, plaat die moeilike tye jou nie eers meer so baie nie, want jou vertroue is in Christus, en jy weet wie jy in Christus is. Amen. En 'n persoon wat opstaan getuig oor sy swaar kry, en God uitkoms gegee het, kom stig daardie geloof in iemand wat daar sit en sê, het die Here dalk nie van my vergeet nie, het die Here dalk nie, en net deur daai getuienis, daai mooi getuienis wat ons Sondag gehad het, het soveel mense weer hoop gekry. Amen, in Christus. Absoluut. En dit is wat vir my, en 'n ander rede waarom ek ook dink mense swaar trek wanneer ons deur versoekinge gaan, is die feit dat ons nie weet wie ons in Christus is nie. En dan die ander ding is, ons trek nie ons wapenrusting, geestelike wapenrusting aan nie. En julle het so mooi gesê, julle het afgesluit met dit, Maar dis een van die belangrikste ding, om staande te kan bly. Hy sê vir ons ook in Efesiërs, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, bose magte, bose geeste, al daai goed, En as jy nie jou volle wapenrusting aan het nie, wil ek vandag vir jou sê, jy gaan nie staande bly nie, jy gaan swak wees, jy gaan val. En buite in die wapenrusting moet jy weet in wie se teenwoordigheid en in wie se gesag jy wandel. Absoluut, want as die mense meer wil weet, moet hulle gerus daai Bybelspreuke gaan kyk, maar jy moet besef, as jy een stuk nie aan het van die wapenrusting nie, soos sê, as jy oop vir aanvalle. En daarom is dit belangrik om elke dag met die waarheid omgord te wees. Ja. Elke dag die borswapen van geregtigheid aan te hê. Want dit bepaal hoe jy lewe, want dit beskerm jou van die aanvalle af, soos wat ons laas jaar gesê het. As jy met die waarheid omgord is, en jy lewe in waarheid, kan die vyand jou nie met dit aankla nie. So dan jy beskerm van dit af. Amen. So met alles, ook die skoene van bereidheid om die evangelie te verkondig. Die helm van verlos. En ons kan, dis hoekom... En die skild van geloof, ek meen, dit keer weer die vurige pyle. Mense moet begin besef hoe belangrik dit is om al daai wapenrusting aan te hê. Om elke gedeelte van die wapenrusting te ken. En ek dink ook hoe om reg te gebruik. Amen, absoluut. Ons weet van die wapenrusting, ons almal wil die wapenrusting aantrek, maar wat help jy trek iets aan, maar jy weet nie wat hy vir jou doen nie. Ja. Dan gaan jy in stryd nie staande bly nie, want jy weet nie om daai wapenrusting tot voordeel van jou te gebruik nie. Maar jy moet nie so stil wees nie. Maar jy was iets Henry. Nee, hy kan gesels, want ek gaan nou weer lank praat as ek praat. Nog 'n ding wat ek dink help my ook baie is dat jy moet dankbaar wees. Ja. Tot ook ewen in jou moeilikste tye moet jy dankbaar wees. Vind goed om voor dankbaar te wees. Die kleinste goed, al kan jy in jou tande borsel in die oggend, moet jy dankbaar wees. Al sien jy 'n mooi voeltjie in die boom, kan jy dankbaar wees. Ja. Ewen die kleinste goed kan jou dankbaar maak vir iets. En ek dink om 'n bietjie jou aandag af te haal van die swaar kry af en te fokus op iets wat God gemaak het of wat God vir jou gegee het, al is dit kleins of iets groots. Wees dankbaar. As jy dankbaar is, sal dit jou 'n bietjie uit daai posisie uithaal van swaar kry. Soos wat ek byvoorbeeld doen in die aande, dan lees ek 3 goed waarvoor ek dankbaar is. So jy kan dink, ek's dankbaar vir die huis wat God vir my gee het. Ek's dankbaar vir die hond. Ek's dankbaar vir my familie. Dinge soos dit wat God jou gegee het, moet jy ook op fokus in plaas van om te fokus op die swaar kry.
Dankbaarheid speel 'n baie belangrike rol. Daarom sê Paulus Jakobus sê agter dit 'n louter vreugde. Maar 'n louter vreugde is daar ook 'n dankbaarheid. 'n Dankbaarheid om eers te weet wie saam met my deur hierdie stryd gaan. 'n Dankbaarheid Here vir familie of eggenote wat saam met my hierdie stryd loop. Dankie vir ander Christene wat saam met my bid. Dankie vir mense wat vir my omgee. Al hierdie goed is bydraende faktore om jou stryd ligter te maak. Om dit, ek wil nie sê aanvaarbaar te maak, om deur 'n stryd te gaan is nooit lekker nie. Maar ons moet besef, dit is deel van wie ons in Christus is, dis deel van die samelewing. Ewen ongeredde persone gaan hier stryd, maar vir ons is dit in 'n mate baie makliker en meer aanvaarbaar, omdat ons weet wie ons in Christus is en wat ons uitkoms is. Amen. So Henry, nou is dit jou beurt. Jy sê jy gaan lank praat, so nou kan ek bietjie stil bly. Nee, ek wil net gesê, die ander ene vir my is, en soos ons nou gepraat oor die wapenrusting en goed, die ander een vir my is gebed. Gebed is 'n baie belangrike punt wanneer jy deur swaar tye gaan en ek het so 2 skrifte uitgehaal, een waarvoor ons baie lief is om te quoteer, is 1 Tessalonisense 5 vers 17 wat sê bid sonder ophou. En dan het ek ook na Matteus 26 vers 41 toe gaan, daar waar Jesus met sy disippels gepraat het, wat Jesus ook vir hulle gesê het, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En nou toe ek daaraan dink ek, pastoor het so rukterige preek gehad ook, wat pastoor 'n bietjie oor die wapenrusting gepraat het. En aan die einde van die preek kan ek onthou het pastoor ook toe nou oor gebed gepraat. Ek gesê mens moet dit gebruik as 'n spies om die vyand op afstand te hou. Ja. En dit is die prentjie wat dit vir my geskilder het toe ek dit lees. So dink ek, ja, dit is wat pastoor daai dag gepraat het, wat jy gebruik gebed soos 'n spies om die vyand op 'n afstand van jou af te hou. En dit word nou nie as deel van die wapenrusting deur Paulus gesê nie, maar dit is so mooi beskrywing hoe gebed werk om die vyand nie eers naby jou te laat kom wanneer jy dit doen nie. En sodra daar twyfel of bekommernis is of wanneer iets jou begin pla en iets jou gedagtes begin aanval en jy oorweldig voel, dink ek dit is belangrik dan om in gebed in te gaan. Absoluut. Want soos pastoor gesê, daai oomblik moet jy besef die geveg is nie teen vlees en bloed nie. Nee. Dan is gebed baie belangrik om aan tot die Here te nader en te bid. En ek dink mense moet besef ook, mense moet nie net, soos pastoor ook dink nou gesê het, mense moet nie net bid wanneer dit nou net swaar gaan nie. Jy moet altyd bid sonder ophou, maar ek dink dit bring verligting, veral vir my, wanneer ek regtig aangeval word en jou laste voel swaar, maar wanneer jy daar op jou knie gaan en jy lê dit net voor die Here neer en jy bid en jy sê vir die Here om jou deur te dra en te help, dit bring wel waarlik verligting in 'n mens se lewe. Ek dink enige gebed en nie net juis persoon nie, om 'n goeie fondasie van vriende te kan hê wat saam met jou bid. Absoluut. En ek sê altyd, jou eggenoot is seker een van die belangrikste persone met wie jy jou lewe kan deel, want wanneer jy swaar kry, wanneer jy absoluut deur hierdie krisis gaan en jy sien nie uitkoms nie, dis juis wanneer jou eggenoot moet sterk wees en ook saam met jou bid, saam met jou hierdie las dra en goed. En jy weet self, ek het met julle dit gedeel so 2 jaar terug, die stryd waardeur ek is. En my vrou elke oggend, ek het in hierdie week met Mario daar gepraat, as ek reg is, dink ek maandag of dinsdag. Ja, maandag, ja. Toe haal ek die houertjie uit van al die teksversies in daai stryd. Elke oggend as ek my koppie koffie neergesit het, aan dit was so 'n hartjie met 'n teksversie. En daai teksvers is wat my deurgedra het. 1, met die wete dat God vir my uitkoms sal gee, dat ek my vertroue in God moet sit. 2, dat my eggenoot saam met my deur hierdie stryd gaan. Ek is nie alleen nie. En baie keer, en dis 'n man probleem, kom ons wees eerlik, dis ons eie egos. Ek bly stil oor die probleme, ek wil dit self dra. En dis een van die grootste foute wat jy kan doen. Absoluut, ek dink wanneer mens deur moeilike tye gaan, moet jy jouself juis nie isoleer van mense af nie. Ek dink dit is 'n belangrike ding van 'n kind van God in ons optrede. Jy kan vind ons mense wat deur 'n moeilike tyd gaan kom en nie eens meer kerk toe nie. Ja. So in my opinie dink ek dis die verkeerde ding wat jy moet doen. Dan moet jy eers tussen ander kinders van die Here kom, sodat jy met hulle kan praat, dat hulle jou kan opbou, so 'n getuienis. Dit bou jou op. Dit stig jou. En dat jy ook met hulle kan praat of ook vra dat hulle vir jou bid, want daai gebede dra krag, dat hulle saam met jou bid. En baie keer as jy probleme het, help dit as
jou broer of jou suster in Christus help om jou laste saam met jou te dra, as iemand saam met jou deur dit gaan. En ek wil iets baie belangrik sê wat ons altyd baie miskyk, né? Dis baie keer wil ons die menslike faktor uit ons stryd uithaal. Moet dit nooit uithaal nie. Ek is mens. Ja, ek gaan deur 'n stryd, ek raak moeg. Ek het ook vra, ek het ook stryd, né? Maar dis wanneer die medekinders van God, dis waar jou eggenoot, dis waar die familie daai band vir jou moet gee, daai fondament om op te kan staan en te kan aangaan. En dit is so belangrik. Ons wil baie keer uit al hierdie geestelike dinge, uit ons geloof die menslike faktor uitneem. En ek sê altyd vir mense, moet dit nooit doen nie. Want ons almal gaan deur stryd. Ons almal word mismoedig. Maar op die einde van die dag, deur dit, soos jy sê, saam met ander Christene te bid, deurbraak te vra, jou eggenoot, jou familie wat jou deurstaan, en dan God, om te weet God is met jou. Psalm 141, ek slaan my oop na die berge. Waar vandaan? Waar vandaan? Hy sê vir jou, kom van my. Die een wat die hemel en aarde gemaak, as jy besef in wie se hande jy is. Weet jy, vat dit en dit maak die las ligter. Dit vat nie om onmiddellik weg nie. Gaan jy deur hy pad stap? Jy gaan vir hom stap, maak nie saak hoe nie, want daar's iets, soos jy sê, wat God jou wil leer. Maar dan moet ons ook nie stil bly wanneer God vir ons die redding en die uitkoms gestuur het. En dis baie keer wat ons doen. Absoluut. Ja. Wil jy nog iets sê? Ja, ek voel ook dat partykeer as mense deur swaar tye gaan, dan raak hulle kwaad of dinge, en ek voel dit is baie belangrik dat jy moenie die struikelblok in ander mense se lewens wees wanneer jy deur 'n swaar tyd gaan nie. Byvoorbeeld, as jy nou 'n slegte dag by die werk gehad het, dan moet jy nie huis toe gaan en jou vrou sleg sê, jou kinders slaan, dinge soos dit nie. Praat jy nou van my so? Jy moenie die struikelblok in ander mense se lewens wees nie. As jy 'n moeilike dag gehad het, probeer kyk hoe jy iemand anders se dag kan beter maak. Kyk hoe of jy iemand anders kan beter maak voel, of iets in hulle dag kan doen wat hulle dag 'n bietjie beter kan maak. Kyk na die mense om jou in plaas van om net die hele tyd na jouself te kyk. Spreuke 29 vers 11 sê, wanneer 'n dwaas kwaad is, dan sê hy alles wat hy dink. 'n wyse mens bly kalm. So, dis beter om kalm te bly en te kyk of die ander om jou okay is eerste voordat jy kyk na jouself. En dis nie altyd die maklike ding om te doen nie. Ja. En weet jy al iets eintlik mooi aan dit. Het jy al gesien en ek praat nou in gemeentes, is die een vir die ander een kwaad, ek kom nie meer kerk toe, maar ek swon kwaad. Wat doen jy? Hey, dis jou stryd. Jy moenie, en eintlik het jy jou stryd klaar verloor. As jy sê, ek gaan nou net na die huis van die Here, want ek is nou kwaad vir Piet. Piet het nou my nie gegroet nie. Jy het jou stryd verloor. Dis juist wanneer jy moet kerk toe kom, sodat die woord en die liefde van God jou kan oortuig om vrede te maak. En is altyd so mooi ding, of het jy al gehoor die lekker verskoning wat mense gebruik, ek het in die huis van die Here seer gekry. Shame. Shame. Ek het eendag vir iemand gesê, dan was jy nog nie in die bediening, broer. Kom in die bediening, dan wil ek sien hoe huil jy. Maar ons moet besef, dis 'n stryd wat deur jy gaan. En ons vergeet om te weet hoe slink Satan is. In enige oorlogvoering vind jy uit wie jou vyand is, wat sy strategie is, en jy weet wat hy gaan doen, min of meer. En as jy nie die Satan en sy aanvalle en sy tegnieke gaan ken nie, hoe ken ek dit om in Christus te kan wees en die gawes van die Gees wat deur my opereer om sekere dinge my te openbaar? En as jy sekere dinge toelaat, ongelukkig gaan jy dan die stryd verloor. Ja, absoluut, pastoor. Maar ek was 'n bietjie aansluit daar by Mario, want hy so half een van my punte gesteel. Het jy nou plagiaat gepleeg hierso? Want ek het die punt ook uitgehaal, want ek is ook skuldig aan dit. En ek dink baie mense is skuldig aan. Ja. Ons vergeet partykeer dat ons die beeld van Christus moet uitdra. En sodra ons in moeilike tye kom, dan vergeet ons dit. En dis 'n ding, so as jy 'n moeilike tye is, moet jy altyd die vrug van die Gees nog steeds dra. Dis nie 'n verskoning om dan nou nie meer die vrug van die Gees te hê nie. En nog steeds liefde gee aan mense, jy moet nog steeds geduldig wees, lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Wat sê ander, vriendelikheid, goedheid, getrouheid. Jy moet nog steeds al daai vrug van die Gees hê. En
En ek is ook skuldig daaraan. Baie keer as ek deur 'n moeilike tyd gaan, is ek nie altyd so geduldig of verdraagsaam met mense of so vriendelik. Dis wanneer jy dan nou bietjie kan begin half nippie raak met mense as jy geïrriteerd is of wat ook al, dan kom by die huis aan, die vrou in die moeilikheid. Verstaan jy, maar sy het eintlik niks eers verkeerd gedoen nie. So ons moet begin besef, of selfs waar ook al jy gaan, jy moet altyd die beeld van Christus uitdra. Maak nie saak hoe moeilik dit met jou gaan nie. En dit gaan verbeter hoe jou verhouding met die Here is. Hoe jou verhouding met die Here groei, hoe beter gaan jy jouself begin gedra in daai omstandighede, want jy begin hom toelaat om jou te verander. Yes. En ek het 'n stelling wat ek wil maak. En ek sê 97% van die geestelike oorlogvoering is wag op die Here. Ons wil tog hy deur oopskop. Wanneer ons in hierdie stryd is, ek wil tog my eie planne maak. Ek wil tog my eie dinge doen. En dan misluk ek ons, né? En eintlik moes ons maar net sit en net wag op die Here. Want ons is so oorhaastig en ek dink dis menslik. Ek het gesê moenie die menslike faktor uithaal nie, maar dis wat jy sê. Dit is wanneer ons meer in gebed moet gaan. Ons moet ons geestelike ore oopmaak. Ons moet saam met ander mense bid sodat ons daardie geduld, daardie lankmoedigheid, daai vrug van die Gees deur ons kan kry, sodat ons nie oor haastige besluite en dinge moet doen en deure probeer oopdruk wat God nie vir ons beplan het nie. Alle stryd, alle probleme het God iets wat hy vir ons wil leer, maar ons moet leer, en hierdie man wat langs my sit, hy weet hoeveel keer ek net van hom gesê, sê vir hom, Mario, raak net rustig. Maandag weer, ek sê, wees net geduldig, wag op die Here. Absoluut. Is dit in sy stryd vir hom maklik? Nou, nee, dis nie maklik nie, maar leer God iets vir hom. Yes, wag, ek sal op die regte tyd vir jou gee wat jy moet kry. Absoluut, want ek het ook al op 'n harde manier geleer, as jy iets probeer, as jy ongeduldig begin raak, jy begin nou self dit nou ryp druk of jy deur self oopbreek, is daai nie altyd die regte deur waardeur jy moes gegaan het nie. Glad nie. En een van my ander punte wat ek vanaand wil maak, dis nie jou geveg nie. Dis God se geveg. Jy is net 'n deelnemer van dit. Laat God toe om die stryd vir jou te stry. Raak jy rustig, wag op die antwoord vir die Here. Ek meen 3-4 maande wat deur 'n stryd moet gaan, is nie maklik nie. Maar wanneer jy deur dit is en jy het rustig geraak en jy gewag op God en gesien God het nou beheer van hierdie stryd geneem, sien jy, en weet jy wat as jy daar deur is, wil jy net sy naam groot maak, jy wil hom net die lof, jy wil hom net die eer gee, en dit is wat dit die moeite maak, want in Christus Jesus is daar vir ons hoop. Amen. Mag ek, wil jy nog iets sê? Nee. Ek wil iets so ook ter laaste sê, om die mense net so 'n bietjie bemoediging te gee, veral vir mense wat deur 'n moeilike tyd gaan, en hulle sê hulle moet hou aan om te volhard. En hoekom ek dit wil sê is, daar's, soos wat pastoor gesê, Jakobus is half die boek hiervoor. Ja. Hy het 'n mooi belofte daarin. Ja. En ek wil dit vir hulle lees, dat hulle nie dink ek suig dit uit my duim uit, so ek het die versie uitgehaal, sodat hulle hoor wat is die belofte wat vir jou wag as jy volhard. Jakobus 1:12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, want die Here beloof het aan die wat hom liefhet. So volhard tot die einde toe, volhard deur hierdie swaar kry in hierdie lewe. Die dag van ons nie meer in hierdie gevalle wêreld lewe nie, gaan ons beloon word met die kroon van die lewe, en ons gaan dan so opgewonde en dankbaar wees. So ons moet altyd onthou om te volhard en ons skatte in die hemel bymekaar te maak, as ek dit so kan sê. Ek wil vir 'n teksvers gee, Psalm 34 vers 19. Hy sê God is naby die wat gebroken is van hart. God is naby jou wat vanaand hier luister en jy's in hierdie stryd en jy weet nie waarheen om te gaan nie. Wil ek vanaand vir jou sê, God is met jou. Hy's teenwoordig. Hy wil jou deure dra, maar jy moet hom toelaat. Jy moet oorgee aan God. Sodat God, en ek het nou gesê, dis nie jou geveg hierdie nie. Dis God se geveg. Jy's nie deel van dit. Maar nou moet jy na die generaal luister, sodat jy weet wat om te kan doen. Amen. Ja, ek dink dit was goed geweest. Ja, was 'n bietjie lekker om te gesels. Die laaste paar keer kon ek nou nie hier gewees het nie, en ek gaan nou ongelukkig weens werksomstandighede julle baie alleen laat, maar ek weet ten minste ek laat dit in goeie hande.
Ek sal maar eerder nie iets daaroor sê nie. Ek sal wag tot pastoor nie hier is nie. As hulle 'n kommentaar lewer daaroor. Ek wil net sê ek skakel in hoor. Waaroor ek is, jy sal altyd sê ek sal 'n komment gee hoor. Ja, maar ek hoop die mense het ietsie uit geleer. Ek hoop ons het hulle bietjie bemoedig. En ja, hulle moet weet hulle is nie alleen nie. Almal gaan deur moeilike tye. Ons moet aanhou vashou aan die Here. Henry, dit is wat ek dink ons in hierdie jaar moet doen, is om weer ons self oor te gee aan God. En te sê, Here, hier is 'n nuwe jaar, dis 'n nuwe begin, dis 'n nuwe alles. En ek het Sondag daaroor gepraat en die vorige Sondag oor God het jou aangeneem. Wanneer jy sal alles doen om jou kinders te beskerm. Dit is so, dit is 'n vaderhart, maar soos 'n kind foute maak, kom die ouer, hy gee raad en hy laat toe dat hulle bietjie suffer. Jy moet, anders te leer hulle nie. En dit is presies hoe God, ek dink, dit met ons werk. Partykeer staan die Here net so en sê, nee, jy wil nog nie luister, laat jy maar nou, jy weet, nog so bietjie. Dit is die ding, en wat pastoor sê is waar, partykeer korte mens bietjie om tot op 'n punt te kom waar jy sien, okay, my eie planne gaan nou nie meer werk nie, en dan kom jy op daai punt wat jy nie meer keuse het nie, om dan nou volle in God se hande alles toe te vertrou, en dan sien jy, dan sê jy, ag, ek het nie net dit van die begin af gedoen nie. En dit is so, en dit is wat ek vir hierdie jaar wil sê, ons almal gaan deur 'n stryd gaan. Niemand is gevrywaar nie, maar mag jou hoop altyd gefestig wees in Christus Jesus, want alle mag, alle gesag, alle autoriteit is in hom gegee. En wanneer jy in hom is, sal jy die oorwinning kry. Amen, absoluut. En ek kan daarvan getuig, kyk, dit is moeilik in die begin as 'n Christen, as jy deur moeilike tye gaan jy baie vra, maar soos wat ons gesê het, jy groei deur dit. So dit raak vir my altans makliker wanneer ek in moeilike tye kom, want ek weet ek kan op God staat maak, ek kan op hom vertrou, en ek weet wie ek in Jesus Christus is. So ek weet wat ek deur moeilike tye gaan, en ek besef, okay Here, dit is U wil, wat gebeur moet gebeur, ek vertrou in U dat hierdie goed reg sal uitwerk, so dit moet gebeur, en dat ek sal leer wat ek moet leer, en miskien is dit iets wat moes gebeur het vir iemand anders om dalk ook te groei, so ek vertrou altyd die Here, dat dit sy werk is, en dat hy alles ten goeie sal laat meewerk. Maar hy sê dit, hy sal alles ten goeie laat meewerk. Die woord sê dit vir ons. Ag nee, Hendrik, ek dink dit is net iets wat ons net moet begin aanleer, en sê volhard in Christus, sodat ons die oorwinnaar aan Christus kan wees. Amen. Wie wil afsluit? Ag, aangesien Mario die onderwerp gekies het, gaan ek dit in jou oorlaat. Okay. Ja, as dit reg. Here, dankie vir 'n nuwe jaar, Here. Dankie dat U ons nog 'n jaar gespaar het, en dankie dat ons in die jaar wat voor lê, Here, weer vir U kan arbei, Here. Dankie dat ons die voorreg het dat U ons gekies het om vir U werk te kan doen, Here. En ek wil eerstens bid dat U ons sal seën en ons sal lei met wysheid en insig en krag hierdie jaar wat voor lê, Here. En ek wil ook so vir elkeen bid wat U kyk, dat U hulle ook sal seën in die jaar wat voor lê, Here, en dat U hulle ook sal help om geestelik te groei in 'n verhouding met U te wil hê, Here, en met U sal hê, Here. Here, maar so wil ek ook vanaand vir elkeen bid wat deur 'n moeilike tyd gaan, elkeen wat deur swaar kry gaan, wat ook al hulle beproewing op hierdie oomblik is, Here. Wil ek vir hulle bid, en ek wil vir U vra dat U sal intree in hulle omstandighede. Hulle sal rustig maak, en hulle sal wys wat U plan is, Here. En as dit nou die tyd is, vir die storm om verby te sal gaan, dat U dit ook vir hulle sal doen, Here. En vir die wat nog moet leer, Here, dat U hulle sal sterk hou en hulle sal wys, en hulle sal leer deur hierdie proses, dat hulle sterker aan die ander kant sal uitkom, Here. Maar mag elkeen geseënd wees, en sal weet en sal onthou, U is in beheer, Here. Amen. En dat hulle op U kan staat maak, en dat hulle wel sterker aan die ander kant sal uitkom, Here. En my gebed is ook dat elkeen wat U kyk hierdie jaar, sal verstom staan hoe hulle geestelik groei, en hoe hulle verhouding met U groei, Here. Dit is my gebed vir elkeen, Here, en ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. Amen. Baie dankie. Baie dankie vir die voorreg om vanaand weer hier te kan wees. Ek sal nou die volgende week hier nie, so julle twee moet aangaan. Was hy lekker aand vir almal, lekker aand vir julle.